18 Maart, ook hierdie lesse moet ons leer. Selfbeheersing. Daarom oefen ek my ook, om altyd voor God en die mens 'n rein gewete te hê. Handelinge 24 vers 16. Karaktervasheid bestaan uit 2 dinge, wilskrag en selfbeheersing. Baie jong mense verward sterk, onbeteelbare drifte met karaktervasheid, maar die waarheid is dat hy wat deur sy drifte oormeester word, 'n swak mens is. Die werklike grootheid en edelheid van die mens word gemeet aan sy begaafdheid om sy gevoelens te bedwing, nie aan die krag van sy gevoelens om hom te oormeester nie. Ons moet nooit ons selfbeheersing verloor nie. Laat ons die volmaakte patroon altyd voor ons hou. Dit is sonde om ongeduldig en knieserig te praat of om kwaad te wees, selfs al praat ons nie. Ons moet waardig wandel en Christus reg voorstel. 'n Kwaai woord is soos vuursteen teen vuursteen. Dit wek dadelik troon. Moenie soos die stekels aan 'n kastyn wees nie. Tuis moet mens jou nie toelaat om skerp, kras woorde te spreek nie. U moet die hemelse besoeker in u huis innooi en dit terselfdertyd vir hom en die hemelse engele moontlik maak om by u te woon. U moet die geregtigheid van Christus, heiligmaking deur die Gees van God en die heilige sieraad ontvang, sodat u aan almal met wie u omgaan, die lig van die lewe kan openbaar. 'n beroemde keiser het op sy sterfbed gesê, "Van al my oorwinnings is daar net een wat nou troos. Dit is my oorwinning oor my stormagtige Himeer." Alexander en Caesar het dit makliker gevind om 'n wêreld te oorwin as om hulle self te beteel. Nadat hulle nasie op nasie oorwin het, het hulle self geval. Een die slagoffer van onmatigheid, die ander van waansinnige ambisie. Die grootste bewys van edelmoedigheid by 'n Christen is selfbeheersing. In die werk van die Here is u voortdurend in 'n skool waar u lesse in selfbeheersing, geheilige waardigheid, keurige maniere en gedrag kan leer.